Goeiemiddag aan die gemeenskap van George. Het is een voorrecht voor mij om vanmiddag namens die Patriotic Alliance aan te kondigen dat ons zekere issues onder de gemeenschapse aandacht gebracht heeft in die by-elections wat ons de afgelopen 2 jaar gehouden in George. Onder andere die hele kwestie van die Wendy houses en die backyard dwellers. Ons het die agenda begin gedryf, die PA. Ons het vir die inwoners beloof dat ons tot die bitter einde vir hulle sal veg, sodat niemand se Wendy huis of 'n backyard dweller se struktuur afgebreek sal word nie. So môre is 'n spesiale raadsvergadering en die PA is trots om vanmiddag hier aan te kondig dat ons het hierdie agenda gedryf om die DA te dwing om terug te gaan en daai bylaw te verander. En saam met my is 2 councillors, councillor Ryfel Goeieman vir wijk 17 en councillor Marcel Kleinans vir wijk 27. So ek gee nou oor aan councillor Kleinans. Baie dankie MC. Ja, goeiemiddag inwoners van George. Soos jy kan sien in die agtergrond staan ons in Alloestraat waar ons mense in Wendy House bly. Die Patriotic Alliance was duidelik. Julle gaan nie aan ons Wendy House vat nie, want dis vir jou is dit miskien net 'n gewone Wendy House. Vir ons mense is dit 'n woning. Ons het 'n week gelede het ons by die SIT beplanning hierdie item ingedien en dit is geaanvaar deur die komitee. Môre in die raad, mense van George, dis nie die DA wat hierdie bylaws skraap nie. Dis nie hulle koalisie nie. Hulle het dit ingebring met die hande van ons mense. Wijk 16, 27 en die results in 17. Hierdie 3 weke saam het hulle gepush om hierdie besluit te neem. Dan ook gaan ons die 10de September 'n ander groot belangrike punt in George, die beskikbaarheidsfooi en die M-charges wat hulle ons mense charge en dan die auxiliary charges. Maar om met dit verder te gaan, hier is 'n groot geveg waaroor ons baie opgewonde is. Councillor Ryfel, goeie man. Ja, Liede Marcel, voor ek verder gaan, kan jy mense 'n bietjie verduidelik van hy woonname. Wat is dit eintlik? Ja, een belangrike ding is gemeenskap van George. As jy op 30M, 40M en 60M is, word jy 'n ekstra bedrag gecharge voordat jy nog krag koop. En dit is waar die probleem is. Ons mense het nie eens geld om krag te koop nie. Nou moet jy betaal vir dit. Ander munisipaliteite het gekies om dit nie te doen nie. George inflate die koste. Dan die ander belangrike ding is, as jy die raadsgeld skuld, trek hulle dit by jou krag af. Maar in Oudtshoorn het die einste slegte DA gesê, dit moenie gebeur nie. En die PA speaker in Oudtshoorn het gesê, ons sal dit stop en dit is gestop. Daarom sê ons, George se mense verdien dieselfde. Ja, familie, so op 10 September trek ons op met 'n picketing om te sê ons is moeg van hierdie deductions. U weet familie, as die krag koop, deductions word genoem, u weet van die hoë rekeninge, dan is jy 'n pensionaris en dis meer. So ons gaan 'n picketing hou, ons gaan uittrek, ons gaan ons mense representeer en ons vra op 10 September dat u die familie saam met ons kom sodat ons hierdie aftrekkings kan kanselleer of verminder. Het sy wat se kan dit toe gaan, maar genoeg is genoeg. Ons moet begin opstaan vir ons mense, ons moet begin vir ons mense. Dan het ons backyard dwellers. Ons weet baie van ons wyke, wijk 17, wijk 20, wijk 17, 20 is wijk 8. Dan het jy ook in Tembaleto selfs is ook backyard dwellers, en Lawaaikamp is ook backyard dwellers, en hierdie mense kry nie genoegsame ondersteuning op die behuisingslys nie. Gewoonlik sê die law, gewoonlik iemand wat plak, kry 'n bietjie meer voorkeur. So ons wil graag veg dat ons 'n backyard dwellers ten minste 30% van die tyd kry. As dit kom by behuising, ek het my amper boeglam geskrik met die laaste huisuitdeling. Toe dink ek kon wel het minder as 10 by die eerste beds gekry van 500 000. Dis as gevolg van die backyard dwellers wat nie geerken word nie. So ons wil ook daardie reis begin veg. Maar ons gaan 'n bietjie meer vir op 'n volgende video sê. Vir nou eers, shalom.